Ons kyk na die derde aflewering van die verbond en ons lees in Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê: Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting. En ek sal vir hulle God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Handelinge 3 vers 25. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê: En in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou is die vraag: is ons die nageslag van Abraham? Ons is Afrikaners en ons woon aan die suidpunt van Afrika. Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou kan ons weer vra, behoort ons aan Christus? Amen. Het ons hom aangeneem? Ja, ons het hom aangeneem. Ons behoort aan Christus. En hy sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. So dan is ons kinders van Abraham, en volgens God se woord het ons deel aan die verbond wat God met Abraham gesluit het, en ons is ook erfgename van sy verbond. Ons is erfgename van sy beloftes. Ons is deelgenote en bondgenote van God. En ons moet besef watter wonderlike voorreg dit is om as bondgenoot van God te kan lewe. Wat bied dit aan ons? Ons kyk net vlugtig na die huwelik. In hierdie ultramoderne eeu waarin ons lewe, is die huwelik vir die moderne jongmens oudtyds en uitgedien. Saamwoon is jonk en opwindend, maar dit bied geen sekuriteit nie. Enige party kan enige tyd sy of haar tasie pak en by die deur uitstap. Maar wanneer daar 'n huweliksverbond is, dan is dit nie so maklik nie. Deur die huweliksverbond word ons aan mekaar verbind, en dit bied aan ons sekuriteit en standvastigheid in die verhouding. Hierdie sekuriteit skep vertroue, en die vertroue bring weer openhartigheid teenoor mekaar. Ons kan onsself wees in mekaar se teenwoordigheid, en dit bewerk 'n spontane en vrymoedige kommunikasie. En dit bring vir ons lewensgeluk, blydskap, vervulling van die huwelik. Hierdie mooi, opbouende menslike verhouding en liefde is
'n weerkaatsing van God se verhouding en liefde. Ons kan die vraag vra, is God se liefde voorwaardelik en partydig? Met ander woorde, het God net sommige mense lief? Daar is mense wat redeneer dat God alle mense 'n bietjie lief het, maar diegene wat mooi en reg lewe, het hy baie lief. Hulle sê jy moet versigtig wees, want indien jy die Here kwaad maak, het hy jou nie meer lief nie. Jy kan maklik sy liefde verloor. Dit hang dus van die mens se optrede af, van hoeveel God hom lief het. Ons moet een ding baie goed besef. God gee nie sy liefde nie. God is liefde. Wanneer God met die mens in verhouding tree, dan is dit die liefde wat met die mens in verhouding tree. En hierdie liefde van God is onvoorwaardelik en vas, net soos God onvoorwaardelik en vas is. Reeds vanaf die begin van die skepping het God homself aan die mens verbind om hom lief te hê en te versorg. By verskeie geleenthede verklaar God in sy woord, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Eksodus 29, Jeremia 7, Levitikus 26. Hy is die God van die mens, die Here van die leerskare. Hy is die God van ons almal. God se liefde is 'n verbondsliefde, wat net soos die huweliksliefde 'n vaste grondslag van ons verhouding met hom is. Hosea 2 vers 18. En ek sal my met jou verloof tot in ewigheid. En my met jou verloof in geregtigheid en in reg, en in goedertierenheid, en in ontferming. En ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy die Here ken. Lyk hierdie na 'n huwelik? Ek sal met jou verloof in trou. God het nie net sy witbroodjies lief nie, nee, hy het alle mense lief. En in sy liefde sluit God 'n vaste ooreenkoms met die mens, sodat ons ook die sekuriteit van 'n vaste verhouding met hom kan ondervind. Hebreërs 6 vers 19. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. God se liefde is 'n anker vir ons siel. Ons is verseker daarvan. Daar is geen twyfel nie. Dit gaan in tot binnekant die voorhangsel. Met ander woorde, tot daar waar ons in sy teenwoordigheid in beweeg. Ons is verseker van sy ewige ontferming, sy sorg, sy bemoeienis. Dit is ons sekuriteit, ons vastigheid, ons rots en ons fondament, waarop ons geloof en ons verhouding met hom gebou is. God het homself in trou aan ons verbind. Hy sluit met ons 'n huweliksverbond. Hebreërs 13 vers 5. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En dit lei tot vertroue. Hy sal ons nooit in die steek laat nie, en hy sal ons nooit verlaat nie. 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou.
Geliefdes, al dwaal ons af, God bly steeds getrou by ons. Hy is ons leidsman en hy lei ons elke keer weer terug na die smaalweg. Wanneer ons afdwaal, dan bring hy ons weer terug op die regte pad. Daarom het ons vrymoedigheid in sy teenwoordigheid. En ek kan net myself wees. Ek hoef nie voor die Here toneel te speel nie. Ek hoef nie voor te gee om iemand te wees wat ek nie is nie. Want God se liefde is onvoorwaardelik altyd daar. Wat kan ons vir God wegsteek? Hebreërs 4 vers 13. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. God weet alles. Hy sien alles. Hy is by alles. Ons kan niks, maar niks vir hom wegsteek. God sien ons harte. Hy ken ons harte. Hy weet wat is in ons harte. Hy ken elke gedagte wat ons dink. Ons kan vrymoedigheid in sy teenwoordigheid hê. En dit maak ons blydskap volkome. Dit bring vir ons lewens vervulling. God se verbond bind ons in sy liefde. Die Afrikaanse woord vir verbond is afgelei van die stamwoord bind, bond, verbond. Dit bind ons. Dis nie 'n verhouding waarin elkeen kan maak soos hy wil nie. Nee, dit is 'n verhouding wat gebou is op 'n vaste ooreenkoms. Dit is 'n verhouding waarin twee partye aan mekaar met 'n onsigbare band gebind is. Elkeen van ons is as 'n lidmaat van God se gemeente vasgebind. Ons is elkeen 'n lidmaat van sy liggaam. Elkeen van ons vorm deel van die liggaam van Christus. Hoor mooi, u behoort nie net aan die liggaam van Christus nie, u is deel van die liggaam, u is sy liggaam. Kyk na my aan, is dit deel van my liggaam? My oor is dit deel van my liggaam? Is jy die liggaam van Christus? Ja. Of jy 'n oor, of 'n hand, of 'n voet, of 'n been is, jy is die liggaam van Christus. Jy behoort nie aan die kerk nie, jy is die kerk. Dit moet ons baie, baie goed besef en verstaan. God se liefde vir elkeen van ons staan vas vir ewig. En ons goeie hoedanighede kan dit nie verdien nie. En net so kan ons tekortkominge dit ook nie verminder of tot niet maak nie. God het u lief net soos u is. Hy is ons hemelse bruidegom wat ons nooit in die steek sal laat nie. Die Bybel noem hierdie liefde van God genade. Die Griekse woord is hes, genade, agape, genade. Liefde is genade. Liefde kan nie verdien word nie. God se verbond is sy genade liefde. Genade is nie iets wat God gee nie, dit is sy gesindheid teenoor die sondaar mens en dit is altyd daar. Hierdie genade is verbondsgenade, omdat die Here 'n ooreenkoms met die mens sluit
en sy liefde daarvolgens op 'n vaste basis staan. Dit is 'n genade verbond, omdat dit op sy liefde gegrond is en nie op die mens se verdienste nie. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan nie God se genade verdien nie. Ons kan nie God se liefde verdien nie. Hoe kan ons as 'n sondige mens God se genade verdien? Wat kan ek doen om te sê ek verdien dit? Daar's nie 'n manier nie. Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Presies waarom die mens aan die Satan gehoor gegee het en in die sonde verval het, weet ons nie en ons kan dit ook nie verstaan nie. Hoekom Adam so dom gewees het om in sonde te verval? Die bondgenoot van God keer sy rug op God en sodoende word die mens 'n verbondsverbreker en 'n vyand van God. Die mens is op pad na die dood en die ewige oordeel wat God vir die duiwel voorberei het. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Almal, die hele mensdom, is op pad vir 'n ewige verdoemenis. Omdat ons nie na God se woord luister nie en doen wat ons wil, verval ons in die sonde en staan ons daar reeds onder die oordeel van die dood. Maar God bly onverklaarbaar getrou. God gaan steeds voort om van sy kant af die verbond te onderhou en in stand te hou. Sonde is 'n verbroke verhouding met God. Is soos 'n blom wat afgepluk word. Dit verwelk, omdat dit nie meer in verbinding met die stam en die wortels is nie. Die oomblik wanneer die blom afpluk, is hy nie meer in verbinding met die voeding van die stam en die wortels nie. En dit is wat sonde doen. Die oomblik wat ons sonde doen, dan is ons nie meer in verbinding met die Here nie. Maar omdat God liefde is, kan en wil hy nie toelaat dat die mens verval nie. En daarom het hy die verlossingsplan bewerk, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So lief het God die wêreld gehad, het God die mens gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. God gee Jesus Christus om in ons plek namens ons vir die sonde te ly. In Jesus Christus word die verbonds genade liefde van God volbring. En kan elkeen wat dit wil aanneem, gered word van die sonde en uit die wêreld verlos word om erfgenaam van God te word volgens die verbond wat God met Abraham gesluit het. Genesis 22 vers 18. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. En dit sluit my en u ook in. Al wat ons moet doen, is om dit aan te neem. Wil u dit aanneem? Ons kyk net vlugtig na die ewige verbond in die boek Openbaring. Die Bybelse verhaal
begin met 'n verbond in die tuin van Genesis en dit eindig met die finale realisasie van dieselfde verbond in 'n stad in Openbaring. In die boek Openbaring sien ons hoe die historiese verbonde hul absolute hoogtepunt en ewige vervulling bereik. Wanneer ons Openbaring 21 vers 3 lees, hoor ons die amptelike ewige verbondskorrespondensie. Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by die mens wees as hulle God. Nou kyk ons na die woorde, ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Dis die sentrale verbondsformule wat soos 'n goue draad deur die hele Bybel loop. Ek sal vir julle God wees, julle sal vir my 'n volk wees. En hier sê die Here, God self sal by julle wees as julle God, tot in alle ewigheid. Dis gesê vir Abraham, vir Moses, deur Jeremia vir die nuwe verbond, tot hier in alle ewigheid. Ons kyk na die ewige samesmelting van al die verbondstappe, die nuwe Jerusalem as die bruid. Openbaring 21 vers 2 beskryf die nuwe stad as 'n bruid wat vir haar man versier is. Die verhouding tussen God en die mensdom is nie meer net 'n wetlike ooreenkoms nie, maar dit is die finale, volmaakte huweliksverbond wat in die openbaar gevier word, die ewige maaltyd. Die ewigheid word ingelei deur die bruilof van die lam in Openbaring 19. Dit is die finale kosmiese verbondsmaaltyd waar die kerk saam met Jesus aansit om nooit weer van hom geskei te word nie. Matteus 26 vers 29. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Geliefdes, dit beteken, Jesus sal met niemand anders 'n verbond aangaan nie. Hy sê hy sal nie weer van die vrug van die wynstok drink. Hy sal nie weer die beker neem en vir iemand anders aanbied nie. Hy het dit daar vir die 12 disippels aangebied, die beker, die brood, hy het die verbond gesmee, hy het die nuwe verbond ingestel, en hy sê hy sal dit nooit weer van hierdie beker drink, totdat hy dit nie sal drink in die koninkryk van sy Vader nie. Hy sal nie 'n verbond drink, tot en met die tyd van die bruilof van die lam nie. Daardie dag sal hy met ons die ewige verbondsbeker drink. Daar sluit hy met ons die ewige verbond. Die genesing van die nasies, ons kyk na die noagitiese en die adamistiese aspek. In Openbaring 22 vers 2 sien ons die boom van die lewe en sy blare is tot genesing van die nasies. Openbaring 22 vers 2. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Dit beteken die vloek
wat oor Adam uitgespreek is permanent opgehef. Openbaring 22 vers 3, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Is dit nie wonderlik? Vir ewig verlos van die vloek van Adam. Die skepping is in volmaakte, ewige shalom. Die name in die hand en op die voorkop, waar in die antieke tyd mense mekaar se hande gesny het, die polse, die duim, as 'n verbondsteken, so Openbaring 22 vers 4, oor die gelowiges in die ewigheid. Openbaring 22 vers 4, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Dit is die finale, onuitwisbare teken dat ons vir ewig aan hom behoort. Sy naam sal op ons voorhoofde wees. Geliefdes, die Bybel is nie 'n boek vol godsdienstige reëls nie. Die Bybel is 'n boek van verbonde. God het met die mens 'n verbond gesluit. En 'n verbond mag nooit verbreek word. Dit is ons verhouding wat ons met die Here het. Is 'n verbondsverhouding, 'n huweliksverhouding. Dis nie maar net 'n ligtelike aspek nie. Dit is nie maar net maatjie nie, of 'n tydelike vriendskap nie. Nee, dit is 'n ewige verbond wat hy met ons gesluit het, waarin hy met ons staan. Vir ewig is ons bondgenote van God. Amen. Prys die Here.